Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, vandag is dit die 6de Januarie, die jaar 2026, se lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor regverdigmaking. Die grond onder ons voete en die anker in ons lewe is dat Christus ons enigste en volmaakte regverdigmaking en vrymaking is. Martin Luther het dit geskryf 1481 tot 1546. En die belangrikste feit van die lewe is dat God ons regverdig verklaar het. Daarom lewe ons nou anderste. En ons lewe ons verder die dag as die dood ons kom haal. Omdat God ons regverdig verklaar het, kry ons die moed om onsself te aanvaar, al is ons wesentlik onaanvaarbaar. En Paul Tillich sê dit 1886 tot 1965. Nou kom ons gaan lees wat sê God se woord en nie net ander mense rondom regverdigmaking. Ons eerste gedeelte Jesaja 61 en ek lees vers 10. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Ons tweede gedeelte kom hier uit Handelinge, en ons lees Handelinge 13 verse 38 en 39. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Want die wet kan ons nie regverdig nie, daar's net een wat regverdig is en sy naam is Jesus. Ons laaste gedeelte kom hier uit Romeine, en ek lees Romeine 3 vers 21 tot 31. En die opskrif dan daar ook, regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal wat het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit, deur watter wet? Van die werke. Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Ons of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnydenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U 'n regverdige God is, wat regverdig oordeel. Here, en dat ons in geregtigheid voor U kan kom staan en sê, Here, ek het gesondig. Here, ek weet dat ek gefouteer het, Here, ek wil tot bekering kom. Ek wil hê dat U my sal vergewe en skoon was, Here, sodat ek regverdig voor U kan wandel. Here, ons gebed is dat U elkeen sal help, sodat ons in geregtigheid voor U kan wandel. Here, ons wil U loof en prys en eer. Daar is niemand soos U nie. Here, wie kan vergewe soos net U kan? Halleluja. Amen en amen.